Hierdie is van jaar die 15de Chaza intervereniging skiet. Soos u reeds miskien weet, Chaza 23 verenigings, waar omtrent 20 of 21 van die verenigings is vandag verteenwoordig. Ons het destyds op die Generaal de Wet opleidingsterrein, wel dis 15 jaar terug, het ons begin met die eerste ene. Toe was ons 'n paar jaar op by Gariepdam, die ou vervoerdam. En die laaste paar jaar is ons hier buite Bloemfontein, by die Montebello Estate, met 'n aangrensende privaat plaas net langs aan. Wat die hele toestand, is 'n ideale venue vir die skiet, met die dat ons die geriewe hier het en ook die plaas het waar ons die skietbaan, waar ons die bane op kan bou. Die hele doel van jaggeweer skiet is, soos wat jare terug wat ons dit begin het, was maar om jagtoestande na te boots en dan sodoende die jagters bietjie meer vaardig te maak in die gebruik van hulle gewere. Ek meen, jy sal nooit almal kry wat topskuts raak nie, jy sal nooit almal kry wat in 'n span sal skiet nie, maar die deursnee skut se skietvernuf is definitief deur die afgelope jare baie verbeter. En die manne wat vandag hier is en wat die afgelope paar jaar hier was op hierdie dag, is manne wat regtig waar baie goed kan skiet met hulle jaggewere. Ons het vanoggend met 'n redelike koue, droewige, drietsige oggend weggetrek, maar die wind het daarom 'n bietjie, die wind is nog steeds sterk, maar die reën is dan weg. Dit was eers 'n bietjie half reënerig vanmôre en dit lyk my nou die eerste koue front wat die Vrystaat ingekom het, vanmôre hier by ons verbygekom. Ag, soos in die verlede het ons maar weer ons 6 bane. Ons het 2 gongbane, baan 1 en baan 2, waar ons by die baan 1 die muurskope gebruik. Right, die manier wat geskiet word, die eerste skut skiet al 5 rondes in elke span. Dan is dit nommer 2. As nommer 1 pad gee, kom nommer 3 in. As nommer 2 pad gee, kom nommer 4 in. By baan 2 het ons die 3-pootstokke. Een skut kan staan, een skut kniel, een sit en die ander een lê. Die verskil hierdie jaar is ons het so 3 kleiner plate bo teen die berg gesit, weet omtrent so 150 mm om die dinge so 'n bietjie interessant te maak. Nommer 4 is raak. Baan 3 het ons gestaan met 'n 2-stok. 2-pootstok, ons het hom geanker sodat hy nou nie rondval en weet vir al die juniors om ook kan gebruik. En daar werk ons ook maar die een nou staan, die een nou kniel, die een nou sit en die ander nou lê. Dan gaan ons na die volgende baan toe, is baan 4. Daar het ons muurshoop, ons het 3-pootstok en ons het 2 betonblokke. 2 van die skut staan en 2 van die skut kan lê. Dan baan 5 het ons die rooi jakkals, so ek skat so 70 tree. Dis snel 4 uit die vuis uit, waar die ouens of 'n jaar bietjie anderste, hulle kan nie hulle belde gebruik nie, met ander woorde as 'n gewone uit die vuis uit, die beld hang los. En dan die laaste baan is 'n sitbaan, vlakvark, ek skat so 170, 180 tree of meter. Daar die ouens kan hulle sit en skiet uit hulle knieë uit, elmboog op die knieë, hakke op die grond, en ons het vir hulle elkeen 'n stokkie gegee, kort stokkietjie. Hy kan hom gebruik of hy kan ook sonder hom skiet. Met die wind wat ons vanoggend hier het, vanoggend en vanmiddag het, en hy word eerder nog sterker, hy word nie swakker nie. Moet ek sê, behoort teen vanmiddag interessant te wees om te kan sien wie gaan goed doen en wie gaan nie goed doen nie. Hulle sal definitief die wind 'n bietjie in ag moet neem, en die wind is maar 'n bietjie lastig vandag. Ons het vanoggend begin in die wind en die reën op die eerste 2 bane, dit was bietjie moeilik geweest. Die eerste gongbaan het goed gegaan, die tweede gongbaan het 'n verskillende gongs, dit is gewoonlik skiet nie, so dit is kleiner en ander vorms. So ons het daar so 'n bietjie slegter doen as verwag is. Die eerste baan baie goed gegaan, so ons gaan nou na ons laaste baan toe, ons hou duime vas dit sal is. Alraai, die Natalers het nie so goed gedoen soos normaalweg nie, maar ons het beter gedoen as al die ander spanne. Die beste hier is alweer wat sê